Goeiemôre almal. Venetia, kan ek vir jou vra om vir ons te begin met 'n gebed? As jy die omgee nie. Baie dankie. Heavenly Father, we come before you today, Lord, to lift up your holy name, to praise you and to thank you, Father, because you surely are worthy, for you are the King of kings and the Lord of lords. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end, Father God, and we just want to worship you and honor you, Father, because there's nobody like you. And Father God, as we gather this morning together, Lord, to come into your presence, Lord, your word says that where 2 or 3 are gathered, there you are, Father. So I pray, Lord, that you'll just fill this place with your glory, Father. For you said in your word that those who hunger shall be satisfied. Those who thirst, Lord, shall thirst no more, Lord. And as we sit here, Lord, I pray that you will form an expectancy in our heart and in our spirit, Lord, because you've promised, Lord, to meet the need of your people. Father, I want to pray over Adele as she brings a word this morning, that you will just give her an anointed tongue, Lord, a word that will sustain the weary, Father, because as we each are sitting here, Lord, you know our hearts, Lord, you know what we are facing, Lord, and you promise to be with us, Father, to the very end of the age, Lord. So, Father God, I pray that you come and have your way, Lord, that you come and touch our hearts, Lord, so that we can be encouraged once again, Father, to know, God, that you are in control, even in the worst of times, that you are still present, Lord. So, Father, we bless you and we thank you, Lord, for who you are, Lord, for the fact that you died on the cross for us, Lord, the fact that you gave your life for us, Lord, the fact that you are present, Lord. So, Father, we pray, Father, that you come and have your way. We ask this, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Dankie. Hierdie week het ons nie verjaarsdag gehad nie. Geen sterfgevalle nie, prys God daarvoor. Iets om voor dankbaar te wees, né? Vir nou. Ja, vir nou. So, die belangrikste is ons is hier saam met mekaar. En ons is steeds hier so en ons is gesond. En die wat wil kla, mag maar kla. Maar voor ons gaan begin kla, gaan ek net eers 'n bietjie van my goedjies agter my gooi. En as ek lekker los is, dan gaan ons 'n bietjie so 'n stukkie lees. Ek gaan natuurlik die leeswerk doen en julle gaan die luisterwerk doen. Dit klink nogal nie reg nie, né? Dankie julle. Dit klink vir my ook nie altyd lekker nie, maar ek hou nogal van sing en ja, ek hou nogal van lees ook. Nie dat ek goed is met een van die twee nie. En Tannie Susanna, ek kry ook baie keer maar pak oor al twee, hoor. So, wat ek vir jou sê, ek is bereid om te staan vir daai pak slaag. Maar vir vandag gesels ons en is ons net saam met mekaar. Maar ek gaan begin deur net 'n bietjie te sê, I left my load at Calvary, where Jesus died for you and me. And then there came a peace so sweet, when I left my load of sin at Jesus' feet. I left my load at Calvary, where Jesus died for you and me. And then there came a peace so sweet, when I left my load of sin at Jesus' feet. I left my load at Calvary, where Jesus died for you and me. And then there came a peace so sweet, when I left my load at Jesus' feet. I am determined, I've made my mind, I've served the Lord, I left this world and this foolishness behind me. I serve the Lord, I serve the Lord, I have decided to serve the Lord. En nou het ons genoeg van engels in die Rooinek taal. Ek weet ook daarom nou wat 'n generasie mense ek hierso voor my het. So nou gaan ons wat doen? Ons gaan al daai laste en al daai worries, daai siektes, daai bekommernisse
Gaan ons so 'n bietjie, ek wil jy almal net so 'n bietjie kom. Julle sit my so in. Nee, los dit, gooi dit af. Ons gaan bietjie daai laste gooi daarso vir Jesus. Ek neem my laste en ek gee dit vir wie? Ek neem my laste en ek gee dit vir wie? Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. En hy rol dit in die see. En hy rol dit in die see. Nou is ek vol vrede, want Jesus maak my vry. Ek gee hom al my laste, en Jesus vat my laste, en hy rol, en hy rol, en hy rol, en hy rol, en hy rol dit in die see. So mense, gee jou laste, vat al daardie laste, gee julle laste vir Jesus, en Jesus vat hy laste, en hy rol dit in die see, en hy rol, en hy rol, en hy rol, en hy rol, en hy rol dit in die see. Geen probleem is vir hom te groot, geen probleem is vir hom te klein, geen bekommernis, geen siekte, kankers laat hy uitval, dooie bene laat hy weer bymekaar kom, sit hy weer alles terug, soos nuut. Wonderwerke, net wonderwerke, absolute wonderwerke. O my siel, wees bly, want jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal 'n gloriefees in die hemel wees, en sy heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja. As my Jesus kom, halleluja. O my siel, wees bly, want jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal gloriefees in die hemel wees, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja. As my Jesus kom, halleluja. O, wat 'n dag gaan dit wees, o, wat 'n dag. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus is die sterk verlosser, laat die blye nuus weer klink. Jesus is die groot geneesheer, ons sal die boodskap bring. Ja, ons sal die boodskap bring. Jesus is die heilige doper, sing glorie, halleluja, halleluja, halleluja. Ons verbly ons, want ons Jesus kom. Halleluja, halleluja, want ons Jesus kom. Wat 'n groot en magtige God dien ons nie. Ek dink as ons net wil stil staan en net bietjie dink, net terugdink, nie van gister en gister nie, net van vanoggend, net uur terug, 10 minute terug, 5 minute terug. Hoe wonderbaarlik is God in sy werke, en dit wat hy gedoen het nie vir ons nie. Nie net het ons wakker geword vanoggend nie. Ek weet in my geval gedink, die nag is kort. Maar hoe dankbaar daai nag is kort, want uit die donkerte van die nag kom ons dag.
Uit hartseer kom geluk. Uit onrus kom vrede. Kyk mense, die natuur wys vir ons. Iets moet sterf om te kan lewe. Die een seisoen moet agterweë gelos word vir die volgende ene. Maar dit is nie preek nie, ek is nie om te preek nie, ek is nie 'n prediker nie, hoor. Ek is 'n Adel, dienaar van God, kind van God, hande en voete van hom. Dis wie ek is. Vandag gaan ek vir julle baie kortlik net iets lees. En van daar af kan ons gesels daaroor en net lekker saam wees. Ek glo en ek vertrou, maak nie saak wat ons doen, hoe ons dit doen, dit is die byeenkoms van gelowiges en soms minder gelowiges. Dit maak nie saak nie, want wat sê die woord van God vir ons? Kom almal wat moeg en oorlaai is en kom soos jy is. So vanoggend het ons gekom en ons kom soos ons is. Hier is ek. Die Here sê nie vir my, gaan trek eers beter aan nie. Hy sê nie vir my, gaan leer eers nie. Hy sê nie vir my, Adel, gaan kam eers jou hare nie. Hy sê vir my, kom soos jy is. Amen. En hier is ek soos ek is. Net Adel. Sonder fancygeite. Sonder groot woorde. Net ek. Ek, julle en die woord van God. Ek gaan vandag vir julle vandag. Dit is vandag wat ek lees vandag. So, as dit te vinnig is, of maar so, of sê maar hey, of net soos wat julle wil. Prediker. In die boek Prediker soek antwoorde. Die prediker, die persoon wat geskryf het, dit is die persoon wat die antwoorde soek. En hoeveel van ons soek nie ook antwoorde nie? Hulle soek die antwoord op die diepste van die lewensvrae, ook die waarop die menslike wysheid nie 'n antwoord het nie. Die gang van die natuur en van die gebeurtenisse van die mense inspanning, selfs sy genietinge en sy wysheid, is alles sinneloos, 'n gejaag na wind. Wyse en dwaase mense en diere deel presies dieselfde lot. Boonop is die lewe vol teenstrydighede, en wat doen God? Ons verstaan nie altyd wat God doen nie. Maar ons gaan eendag verstaan wanneer ons voor hom kom. En nie verniet wat hy sê, elke tong gaan bely, en elke knie gaan buig nie. Maar elke oor gaan hoor ook. Elke oor gaan hoor. En elke een gaan sê, hoekom het jy wat gedoen? Hoekom het jy wat nie gedoen nie? En dan wil ek die verskonings hoor wat gaan uitkom. Nee, wat gaan jy sê? Gaan jy sê meneer? Gaan jy sê meester? Gaan jy sê, o my God, o my Lani? Wat gaan jy sê? Jesaja, Yeshua, Jehovah? Dis 'n vraag om jou af te vra. Ja. 'n baie groot vraag. Die wêreld bly altyd dieselfde. Die woorde van die prediker, seun van Dawid en die koning in Jerusalem. Onthou, as 'n koning, as ons dink 'n koning, wow, jy bly in 'n paleis, 'n koning is net die een. Almal buig, almal, ja. As 'n koning vra het, hoekom mag ons nie hê nie? En hier sê hy vir ons, alles kom tot niks. Wat kry die mens vir sy gesoeg in hierdie wêreld? Geslag te kom en geslag te gaan. Hoeveelste geslag sit hierso voor my? Ek weet, ek persoonlik het geken in my eie familie, ek dink tot in die 5de geslag. Awesome. Die son kom op en die son gaan onder. En dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Die wind waai suid en hy draai noord. En toe kan nou met hierdie Augustuswinde, né? Waai hierheen en daarheen en draai hy dan maar weer. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die rivier hou aan om te loop na die plek toe, waarin hy altyd geloop het. Woorde vervaag met ter tyd, en 'n mens kry nie klaar met praat nie, die oog kyk.
En ek dink veral nou sit daar, nou kyk ons oor omtrent. Want wat doen ons? Behalwe dat jy TV kyk, op ons fone, op ons rekenaars, ons kyk. En wat kyk ons? Ons kyk als. Reg, verkeerd, goed, kwaad, naby, ver. Ons kyk. Hoekom kyk ons? Want ons het 'n oog om te kyk. Maar God gee ook vir ons 'n onderskeiding om te besef wat ingaan deur die oog, wat ingaan deur die oor, dat ons kan onderskei. Is dit van God af? Want waarvan die hart vol is, gaan die mond oorloop. So laat ons dit wat ons kyk, dit wat ons hoor, dit wat ons doen, ondersoek, dat ons die regte ding doen, en nie die verkeerde nie, want ons gaan antwoord gee. Eendag. Ek weet nie wat 'n dag nie. Weet nie of een van julle is wat hier sit, wat vir my kan sê wat 'n dag nie. Ek weet nie wat 'n dag nie. Wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Kan jy iets sê dat dit niet is? Nee, dit was lankal daar. Lank voor ons tyd. Wat verby is, word vergeet. En ook wat later kom, sal vergeet word deur wie daarna kom. Hoeveel keer praat ons nog van dinge wat was? Onthou ons gebeurtenisse, oorloë, groot siektes, groot dinge wat gebeur het in ons lewens. In ons vrouens se lewens, verlovings, troues, geboortes, man se lewens, daai eerste meisie, daai eerste kar, daai eerste motorfiets, daai eerste als. Maar ook daai eerste probleem, daai eerste siek, daai eerste kind met die moeilikheid. En weet julle wat? Dankie God, niks wat was, sal nie wees nie. Daai probleme waardeur hy ons gehelp het, waardeur hy my ouma, my oupa, my ouma grootjie en hulle voorvaders gehelp het, help hulle my deur, help hulle julle deur. Wat het ons? So waaroor kla ons? Waaroor kreun en steen ons? Hoekom is ons ongelukkig? Baie van ons is ongelukkig. Ja. Ons is ongelukkig in die situasie waar ons is. Ons is ongelukkig met dit wat ons nie kan doen nie. Laat ons eerlik wees met mekaar. Gebruik die tyd wat julle het in die groep wat ek voor my sien. Baie van julle het nog redelik baie tyd. Van julle dalk minder tyd. Maar kom ons gebruik die tyd wat God vir ons nou gegee het om die beste te maak. Minder klagtes. Dankie. Wanneer laas het ons gesê dankie? Nie net vir mekaar nie. Dankie Tannie Patty vir elke dag se glimlag. Dankie dat ek elke oggend jou 2 glasies, jou 2 oogies se druppeltjies mag insit. Dankie Tannie Sheila, dat jy my elke oggend sê, and how many tablets now? En dan kan ek vir jou sê, million you know mos. Maar ek kan vir jou sê, dankie. Tannie Wilma, dankie. Tannie Gerber, dankie. Christo my seun, dankie dat jy my seun is. Dankie Knoet, dankie Ria, dankie Susan. Dankie elke liewe persoon, dankie dat julle vandag hier is. Die belangrikste, dankie Here dat jy ons gespaar het, om weer 'n keer op te staan, weer 'n keer by mekaar te kom, want dit kon so anders gewees het. Ons kon een van die gewees het, wat vanoggend in 'n ou koue baadjie, kom ons praat dit mooi. Ons sal sê 'n koue baadjie.
vanoggend in 'n koue baadjie wakker geword het. In 'n donker wêreld, waar daar nie meer antwoorde kan wees nie, waar jy nie meer 'n kans kan kry om te sê ek is verkeerd gewees, vergewe my nie, waar jy nie meer kan sê dankie nie. Laat ons elke dag wat ons het, laat ons dit nog waardeer. Of jy kan 3 tree loop, 2 tree, met 'n kierie, sonder 'n kierie, met 'n walker, in 'n loopring, wees dankbaar. Daar's mense wat nie kan nie. Daar's mense wat nie hande en voete het nie. Daar's mense wat nie oë en ore het nie. Daar's mense wat nie meer kan praat nie. Laat ons vandag in dankbaarheid kom en vir God sê, dankie God, dankie Jesus, dankie Heilige Gees, dat U ons 'n kans gegee het, en dat ons vandag nog, as ons nie ons lewens reggemaak het, dit kan regmaak, want dit is so belangrik, dat ons lewe en ons harte reg het, nie net met mekaar nie, met God ook. Daar is nie so 'n ding van ek gaan na die tyd my hart vir die Here gee nie, want as jy jou asem uitgeblaas het, het jy hom uitgeblaas. Ek is jammer om dit vir julle te sê, maar iemand moet dit hoor. Dit is te laat as jy klaar jou asem uitgeblaas het. Maar jy kan nog met die laaste, kan jy sê, Here vergewe my, neem my aan as die kind. Kan jy nog steeds vir daai kind, daai ma, daai man, daai seun, daai niggie, wie dit ook al is wat jy voel, jy het nog iets teen, jy hoef nie na hulle toe te gaan nie, maar jy kan met God praat en sê, Here help my dat ek kan vergifnis spreek, want die woord van God sê vir ons, as ons nie kan vergewe nie, hoe moet hy ons vergewe? Amen. Ek dink dit is tyd dat 'n mens 'n bietjie meer die woord regheid hoor, soos wat hy in God se woord staan, nie om die mense oor te streel nie, nie om julle bang te maak nie, maar om te sê, kyk, God kom, en sy koms is naby, en ek weet, vir 'n 80-jarige en 'n 90-jarige, is dit 'n bietjie anders om dit te hoor as een wat op pad 60 toe is, of een wat op pad maar in die 30's is. Hoeveel keer het julle dit al gehoor? Baie male, vele male. Maar laat ons dit nie daar los nie. Ek gaan tot hier toe praat, en ons gaan definitief verder praat, maar ek gaan vir nou net eers 'n gebed doen, en regtig waar as daar enige iemand is wat voel, dat julle in julle harte iets het teen iemand, iets het wat julle regtig nog moet regmaak, is nie nodig om dit met my te deel nie. Maar terwyl ek bid, kan julle in julle gedagtes met God praat en sê, Jesus, you know, please help me. Help me to get forgiveness. Help me to give forgiveness, want dit is belangrik. Dankie almal. Hemelse Vader, ons sê vanoggend vir U dankie. Dankie Here dat ek die geleentheid gehad het, Here, net soos die res van hierdie inwoners saam met my, Here, om vanoggend te kon stil word, Here, en net weer eens te kon besef, Here, niks was nie, niks is nie, Here. Alles wat was sal weer wees. Here, en ons kom staan vanoggend voor die troon, Here. Here, ek kom staan voor vanoggend, Here, en ek vra, Here, dat U elke een van ons sal help. Here, dat U elke een van ons sal vergewe, Here. Here, as enige een is van ons, Here, wat ons harte en ons lewe en ons sake nog nie reggemaak het met U nie, Here, dat U met ons sal praat, Here. Here, dat U ons sal aankla, Here. Here, dat ons nie sal rustig wees nie, Here, totdat ons harte en ons lewens reggemaak het, Here. Here, maar vanoggend, Here, wil ek elkeen opdra, Here, en ek vra dat U met elke een sal wees. Here, ek pleit die bloed van Jesus oor elke persoon. Here, en ons wil sê dankie, Here. Here, want ons kan nie genoeg dankie sê nie. Here, en vanoggend wil ek hierdie gebed afsluit, Here, deur te sê dankie. Dankie Jesus Christus vir dit wat U gedoen het
op die kruis op Golgotha. Dankie vir daardie bloed wat U gestort het. Dankie vir elke pyn wat U geneem het vir my ook, Here. Here, ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Thank you, Jesus. Hoe dat